Goeiedag graad 6. Ons gaan vandag 'n bietjie kyk na hernubare elektrisiteit. Om als mooi te verstaan, kom ons kyk gou vinnig eers na hernubare energiebronne. Hierdie energiebron is fossiel brandstowwe, naamlik steenkool, olie en natuurlike gas. Nou ons het die vorige paar lesse baie op hierdie drie bronne spandeer. Dit neem miljoene jare om hierdie bronne te maak. 4 belangrike punte wat ons moet weet is dat 1. Dit kan nie vinnig of maklik vervang word nie. 2. Die mens kan dit glad nie herwin om dit weer te gebruik nie. Met ander woorde, as ons hierdie bron gebruik het, is die bron op. Ons kan nie weer dit soos plastiek byvoorbeeld herwin om dit weer te kan gebruik nie. 3. Hierdie energiebronne veroorsaak ook baie besoedeling. Ek glo ons het al almal die besoedeling gesien en die effek wat dit het op ons skoon lug buite. 4. Daar is net 'n beperkte hoeveelheid voorraad beskikbaar. Wat beteken dat as dit op is dit op. Daar is wel 'n voordeel en dit is dat dit relatief goedkoop is om hierdie bronne te gebruik. Kom ons kyk nou na hernubare bronne. Die 3 hoofvoorbeelde is son, wind en water. Nou windturbines gebruik die wind om elektrisiteit op te wek. Sonpanele gebruik weer die son se energie. Iets waarvan ons natuurlik baie het in Suid-Afrika. Hidroelektriese kragstasies gebruik weer die energie van water om elektrisiteit op te wek. Hierdie vorms gaan nie uitgeput word nie. Dit is ook gratis aan ons beskikbaar. Die energiebronne veroorsaak ook glad nie besoedeling nie. Die masjiene wat ons gebruik om hierdie elektrisiteit op te wek, is baie duur en die weer is ook nie altyd so betroubaar nie. Dink maar daaraan as die son vir 'n paar dae deur die wolke geblok word, of selfs as daar vir 'n ruk nie wind waai nie. Selfs die riviere kan met droogte opdroog. Windenergie? Kom ons gaan kuier gou by windturbines. Graad 6. Hier agter my staan 2 windturbines. Dis ongelooflik om na hierdie goed te kan kyk. Die ongelooflike grootte wat hierdie goed is. Hierdie goed gebruik windenergie, of ons skakel deur middel van hulle met windenergie, skakel ons oor na elektrisiteit. Nou waar ons 'n klomp van hierdie windturbines saam op 'n area kry, op 'n oop stuk grond kry, praat ons van 'n windplaas. Nou hierdie groot lemme wat daar is, die wind dryf natuurlik hierdie lemme in die ronde. En sodra hierdie lemme in die ronde draai, is daar turbines reg bo in die boks daarbo. Nou daardie turbines wat daar binne is, hulle is weer gekonnekteer aan kragopwekkers. En soos wat die wind natuurlik die lemme draai die turbines aan die binnekant, wat weer die kragopwekkers aan die binnekant elektrisiteit laat opwek. Binne in die kolomme wat daar afbeweeg, is natuurlik elektriese drade, en daardie elektriese drade kan afbeweeg en uiteraard van die saak in na ons huis toe beweeg. Die enigste nadeel van hierdie tipe van energiebron wat ons kon gebruik, is dat as die wind nie waai nie, op 'n pragtige dag soos vandag, julle sal sien dat so hier en daar is hierdie ene aan hierdie kant besig om so lig weg te draai, maar oor die algemeen, sal ons op 'n mooi dag soos vandag kry dat hierdie lemme nie draai nie. So met ander woorde, geen elektrisiteit word opgewek nie. Graad 6, ons volgende keer wat ons kyk, gaan ons kyk na 'n sonpaneel. Hou vas.
Sonpanele. Kom ons kyk gou hoe werk so 'n sonpaneel. Graad 6, en hierso staan ek by 'n sonpaneel. Nou, 'n sonpaneel gebruik die son se energie en hy versamel dan die energie en skakel die energie deur hierdie selle wat hierso sit om in elektrisiteit. Hierdie elektrisiteit of energie word na jou huis toe gestuur deur geleidingsdrade. Of as dit nie deur die of as dit nie na jou huis toe gestuur word nie, gaan dit na 'n battery wat gelaai word. Nou die geleidingsdrade is hierdie wat hierso uitsit, van jou paneel af direk na jou huis toe of na die battery toe wat gelaai moet word. Hierdie panele moet ook op versigtig geplaas word. En die groot rede is, want jy kan sien soos wat die son mooi netjies op hierdie paneel val. Hierdie paneel moet op so 'n plek staan, sodat hy die maksimum tyd van die dag sonlig op hom sal kan kry. Hidroelektrisiteit. Die energie in water word gebruik om elektrisiteit op te wek. Die volgende figuur gaan vir ons die stappe mooi verduidelik. 1. Die water loop van die berg af in die dam. 2. Water vloei deur groot wiele of turbines in die damwal. 3. Die water draai die wiele. 4. Die wiele verskaf dan die energie aan die masjien wat kragopwekkers genoem word, wat elektrisiteit opwek. 5. Die elektrisiteit loop langs kraglyne na ons huise. 6. Die water vloei in die see en kom dan terug na die berge met die watersiklus. Nou in graad 4 as jy mooi terugdink, sal jy onthou het jy geleer oor die watersiklus. Graad 6. Ons het nou aan die einde van hierdie reeks oor elektrisiteit gekom. Ek glo jy verstaan nou 'n paar goedjies meer daaroor. In ons volgende reeks kyk ons na sonnestelsels. Tot ons mekaar weer sien.